Die oorlog, die oorlog, die oorlog. Dis al wat ons deesdae in die nuus hoor. Ons het hierdie week dan ook met Waldo Krugel gesels oor die direkte, maar ook die indirekte impak daarvan op ons ekonomie, maar dan ook op ons landbousektor. Dan gesels ek ook met Dani Goe van FFG oor die strooptyd wat al nader staan en waarvoor jy nou moet uitkyk. Die week se ekonomiese oorsig word met trots aan jou gebring deur FFG. Die rand verhandel tans op R16.78 teenoor die Amerikaanse dollar, op R19.40 teenoor die euro en op R11.77 teenoor Australiese dollar. Meerderheid van ons kykers volg ons nog nie op YouTube of Facebook nie. Sal jy asseblief dubbel seker maak of jy doen, dit kos jou absoluut niks nie en dis die maklikste manier om ons te ondersteun en hierdie inhoud aan die gang te hou. So baie dankie vir jou ondersteuning. Soos beloof gesels ons dan weer met Prof Waldo Krugel vandag en ek dink hierdie is verseker een van my hoogtepunte waarvoor ek die meeste uitsien hierdie gesels, want hierdie Iran-oorlog skep nou soveel onsekerheid in ons ekonomie. So baie welkom by ons, Waldo. Dankie Johnny. Ja, nie goeie nuus vandag nie. Dinge lyk maar rof. Waldo, ek dink ek het net gepraat oor en ons probeer iets anders kry, maar ongelukkig is dit nou die Iran-oorlog wat nou groot impak het. Direkte impak, ek wil eintlik met jou praat. Direkte impak, ons weet ons bekommerd veral oor oliepryse, wisselkoers, daai tipe goed, maar dan wil ek ook so 'n bietjie later weer praat oor wat kan indirekte impakte wees, is daar goed wat moontlik voordele uit kan trek en wat dan negatief meestal gaan wees. Dankie Johnny. Ja, nee, indirek is die bekommernis is absoluut inflasie. As ons voer al ons brandstof in. En meeste daarvan eintlik klaar verwerk. Dit is nou uitgesluit met wat Sasol produseer, maar die res voer ons in. So die basiese petrolprys is maar 'n funksie van die ru-olieprys en die wisselkoers. Ja. So met 'n hoër ru-olieprys en 'n slegter wisselkoers het jy 'n hoër basiese prys en hy het regtig nou opgeskiet. Vrydag was 'n $9 'n vat sprong en vanoggend omtrent weer dieselfde. Ek ek het nou ook gekyk, het was 107, maar daar was op 'n punt wat hy al 'n bietjie hoër was. Ek dink mens moet nou onderskei tussen die spotprys en die futuresprys. Ja. Maar ja, selfs op 107 is dit 'n groot sprong van die ek dink dit was 89 gewees wat hy Vrydag opgesluit het. Dit is massief. Waldo, so vinnig, hoe lyk dit? Hoeveel kan die brandstofpryse nou opwaarts beweeg? Hoekom ons brandstofpryse nog nie op is nie, omdat hulle dit nog nie aangekondig het. Dis reg en dis nog 'n lang maand wat voor lê. Dis waar mense nou bekommerd raak. So Vrydag was die onderverhaling op brandstof en op diesel wie R2 en R4. Min of meer. Maar dit was nou voor daai sprong uit die hoë 70s uit nou na oor 107. So die sentrale energiefonds is so dag of 2 dae agter, 2 dae na die naweek. So ons sal nou teen Dinsdag, Woensdag sal ons weet wat is die onderverhaling dan. Is diesel R4 dan? Diesel was R4. So dit kan nou nader aan R5-6 wees. Dalk nader aan R6-7. Sjoe. Ja, daai spronge is groot. Interessant, die Reservebank het nou hulle die gouverneur kan goed in 'n perskonferensie gesê hy is minder bekommerd oor die hoër olieprys versus die rand-dollar wisselkoers. Hy dink weer die verswakking van die wisselkoers is 'n groter storie as wat die verhoging van die oliepryse is. Eenvoudig omdat alles wat ons invoer het 'n wisselkoerseffek, maar ons weet die brandstof is daarom net 'n komponent van wat ons invoer. Ja. En in hulle risikoscenario van die vorige beleidskomitee vergadering was die risiko olieprys van 75, want ons nou oorlag, want dis eintlik baie lekker sou wees. Maar 'n rand-dollar van R18.50. Ons is glad daarmee daar nie. Ons staan op R16.80. So ek dink daar kom versekerde hersiening daar, maar daarom die breë impak is nie so sleg soos 'n baie swakker rand-dollar wissel nie. Wow, okay. So ons sal nou moet gaan sien hoe kom hierdie syfers uit. Sure. So hulle gaan nou wel moet gaan kyk of ons dan nou sywaarts of ten minste dalk moontlik opwaartse rentekoerse gaan Ja, ek hoop hulle kan deur die eerste ronde kyk en sê ons gee so 'n bietjie kans. Dit hang nou af hoe lank die oorlog gaan. Dis 'n tydelike skok. Hierdie olieprys gaan weer afkom. En sê kom ons trap nog een keer water. Soos in sy persverklaring sê hy self, hy is nie bekommerd oor tydelike skokke nie. Hy is bekommerd wanneer 'n tydelike skok 'n permanente verhoging word. Okay. So hulle sal maar daar probeer onderskei en ek hoop hulle kan nog so een keer sê kom ons hou hom onveranderd. Maar dan in die daaropvolgende vergadering gaan ons kyk of hoe voer hierdie inflasie in die ekonomie in. Maar as mense nou begin praat
R4, R6, R7 tipe van verhogings in brandstofpryse, dis beduidend. Dit moet 'n impak hê. Maar dit gaan deur die hele ekonomie vloei, want alle kos Alles wat vervoer word, word eers getref, alles wat vervaardig word, het iewers 'n brandstofkomponent. So ja, nee. ja, en al die kos op die winkelrakke, alles moet daar uitkom. Dit is is net gelukkig het ons nie meer so baie diesel generators wat ons moet hardloop. Ons gelukkig. Dit help dan. Dis een aspek van hom relatief positief. Mens moet onthou dit eintlik in die Rusland-Oekraïne oorlog was dit ook deel van die moeilikheid. Die olieprys was toe nie so baie op nie, maar hy was lekker hoog geweest. Maar ons moes toe ook nog baie diesel brand om die beerdkrag te oorkom. So dit was 'n ander dinamiek as nou. Al as ons dan nou die direkte impak van hierdie olieprys spike eintlik dan nou kyk. Ons landbouers is nogal baie bekommerd. Ek dink dit tref die landbousektor nogal baie direk. Ja. Wat is die direkte impakte? Ek weet hulle gepraat van oliepryse en natuurlik brandstofpryse, maar kunsmis is dan ook 'n baie belangrike ding wat nou aangeraak word. En dit hang weer af wat terugkom na ons vorige gesprek toe, hoe lank dit nou aangaan. Ja. Want ons koop nie noodwendig nou kunsmis aan nie, maar einde van die jaar moet ons weer begin aankoop so. Ja. Nee, jy's reg Johnny, so kostes daar's nou druk op koste en daar's 'n deel wat jy nou in die gesig gaan staar. Ek meen jou brandstofkoste nou kan jy nie van af wegkom nie. Dalk die boere, op ten minste die saaiboere het nou al klaar, hulle het 'n groot deel van hulle brandstofkoste is in die grond. En dieselfde met die kunsmis, so ons gaan sien hoe daai uitspeel. Hoe lank is 'n baie moeilike vraagstuk. Die bespiegelings wat mens nou lees is president Trump is 'n ongeduldige ou. Ander ouens sê hy's 'n haastige ou man, hy besef hy het nie baie tyd om 'n klomp goed te doen wat hy graag op sy lys het nie. So hy gaan nie hier wil vasval in 'n uitgerekte storie nie. Daarmee saam gaan dan nou al hoe meer druk kom. Waar die Iranese drone en missiel aanvalle dis grootliks op hulle bure. Hulle skiet omtrent nie meer op Israel nie. Dit is so los enetjie hier en daar. Want dit help om hy druk te skep. As dit sleg gaan in die streek, dan gaan hulle dalk na die Amerikaners toe gaan en sê, kom ons maak 'n plan, kan ons hier nie 'n uitgang iewers nie. So kyk my nou hierdie straat van Hormuz is nou basically hulle hy staan doodstil. Maar dis nou hulle amper belangrikste gedeelte wat hulle nou het om hierdie oorlog so vinnig as moontlik of baie meer druk te plaas, want dit plaas nou wêreldwyd druk. Dis nie net absoluut en ons het nou gelees Asiëse ekonomie raak nou sien weer agtig want hulle kry hulle brandstof daar. So daar is baie ander brandstof in die wêreld, dis 'n klein deeltjie van die totale aanbod. Maar jy weet nou as jou kontrakte is daar, jou raffinaderye is gerad vir daai graad olie ensovoorts. So hulle gaan ook nie vir lank nog of net kan stil sit nie. Hulle gaan ook begin sê, "Joh, maar het ons 'n oplossing hier? Is hier 'n uitgang vir hierdie storie?" En dit klink my dit nie noodwendig sê ek nou nie luister nie noodwendig dat dit nou 'n jaar gaan aanhou hierdie oorlog. Ek dink niemand wil dit hê nie. Maar president Trump kan ook nie al wegloop sonder om te sê dit was 'n baie groot sukses nie. Ja. So hy het 'n manier nodig om dit so te speel. Grootste sukses nog ooit. Ja, absoluut. Ja. En klink my waar die Israeli missiele val, is hulle begin nou ander teikens tref. Hulle begin nou half of amper sê die onderdrukkende Iranese staat begin hulle nou teiken. So hulle in kleiner dorpe, stede, die polisiekantoor, die revolusionêre wag, dis nou nie meer net missiel aanlegte en streng militêre teikens nie. Dit is nou half die regime se arms word nou ook gebombardeer. So dalk help dit ook om daai druk te plaas om te sê, maar weet wie ook al nou opvolger is, ons kan met jou begin praat want jy's verswak tot genoeg mate dat ons kan wegstap en sê amper sê die eksistensiële gevaar wat Israel in die gesig staar is daarom nou kleiner. Ja. Maar ja, dit is ek dink nie dis die uitklophou waarvoor hulle gehoop het nie. Ek dink hulle het gehoop hier is al verby seker dit. Ja, nee, ek dink Trump het al Vrydag iets gesê maar hy kan nog hê hulle is nog nie op 'n punt waar hy kan sê maar die oorwinning is gewen nie. Waldo, ons het nou baie slegte nuus. Insetkoste, al die goed is hoër, alles voel of aan nou baie slegte nuus is, maar ek moet sê dit skep bietjie verligting vir ons graanboere met mielies, veral mielies wat dan nou op is. Ja. En mielies word nou as energiebron veral in Amerika gebruik vir biobrandstof, al die tipe goed. So hy begin al hoe nouer saam met
olie begin verhandel word. So as olie sterk opgaan, dan trek hy mielies en sojas ook sterk op. So is nie noodwendig net slegte nuus nie. Watter ander positiewe impakte kan jy nou sê, watter sektore in Suid-Afrika kan dan eintlik bietjie beter korttermyn dan positiewe nuus verwag? Ek dink die goudpryse het nog nie baie beweeg nie, maar goud en platinum is nog op hoë vlakke. So ek dink aan daai kant wen ons nog so klein bietjie en ek dink dit help ook so klein bietjie met die rand. So die feit dat daardie vraag nog nog nie op 18.50 is nie. Dankie tog. So daai been, maar ek dink die druk gaan maar op huishoudings kom as die brandstofprys opgaan. Weet net jou maandelikse brandstofrekening gaan nou 'n stuk op wees, wat beteken jy het minder geld vir ander goed los. So ek dink kleinhandelaars, hulle gaan ietsie daarvan voel. Verlede week op die beurs is dit amper die waarde ouens het lekker groei gewys, weet. Boxer het daar 'n wen gehad. Want ek dink dis maar wat gebeur is as dinge duur raak, is die verbruiker swaai na die goedkoper alternatief toe. So ek dink die ouens wat die goedkoper alternatief bied, hulle gaan nou weer 'n kansie kry om 'n deel van hulle mark of sinvol te kan bedien. So, wat ons altyd sê, ons is skuif in vraag na voedsel, nie noodwendig 'n daling in vraag na voedsel. Presies, nee, hy skuif nou weer rond. Maar ja, soos ons nou die nuus is vol van die sluit van Showmax. As dit swaar gaan in die ekonomie, dan kanselleer jy maar jou intekeninge op 'n klomp goed en ek dink in die breë het mense nog nie, ons het nog nie jy beleef nie daai verligting van die blokkruiping in die begroting sommer in jou maandelikse salaris nie. Die laer rentekoerse van die laaste jaar blikkie meer, het jy klaar ingeleef. Dit is ook nie meer so groot wen maand tot maand nie. So ek dink die verbruiker gaan dit voel, wat dan maar weer terugspoel na die verskillende verskaffers en produsente. My bekommernis uiteindelik uit hierdie ding is, ons sien gewoonlik daai stukkie downward price effek, tipe ding, pryse gaan op, en dan kom ons sê die oorlog is nou 2-3 weke verby, dan bly die pryse daar. En ons sien dit stelselmatig afkom. So dit kan dalk 'n langer effek hê op die markte. Ja, ek mense is gelukkig. Ek dink iets soos brandstof hy pas weer vinnig aan. Maar daai brandstofprysverhoging wat nou in die ketting aangegee is, hy vat 'n ruk om weer te daal en ja, dit is een van Suid-Afrika se groot uitdagings. Dit is bietjie meer buigsame pryse kan hê. Maar daarvoor het jy meer mededinging nodig. So ja, ons gaan nou 'n ding beleef. Ek hoop nie ons is in vir die soort van inflasiegolf wat ons gesien het met die Rusland-Oekraïne. Weet dit vat jou 'n jaar en 'n half om daai druk weer uit die stelsel uit te kry met 'n rentekoerse wat seer maak nie. Ek hoop ons kan hierdie vinniger en tydsliker deursien. Ons rentekoers is reeds hoog, so as mense nou begin weer verhogings sien. Mense gaan dit oombliklik voel. Ek dink selfs met die Reservebank dan as hulle eerste prioriteit is inflasie, maar selfs hulle besef ekonomiese groei kan nie hierdie weerstaan nie. Maar weer 'n inflasieteiking terug aanpas na 6% deel by ding lyk wat daai is 'n sensitiewe saak, Johnny. maar ja, ongelukkig met almal wat praat van 1.6-1.8% ekonomiese groei, moet daai nou afwaarts aanpas want waar sal daai groei dan nou vandaan kom as dit nie die verbruikers is wat bestee of uitvoer is nie. En albei gaan onder druk kom met hierdie hoër koste. Waldo, baie dankie, baie insiggewend geweest soos gewoonlik. Is regtig ek dink veral in hierdie onsekere tyd is dit nogal lekker om net so 'n bietjie stem te kry oor waar die goed eintlik hierdie ratte. Ek sien dit altyd as 'n klomp ratte wat uitspeel en as iets verander dan moet die ratte nou en hoe gaan ons op die einde wat se resultaat kry ons nou op die einde want al die goed is so afhanklik van mekaar. Maar baie dankie dat jy dit mooi vir ons verduidelik en ja, dan gesels ons volgende week verder. Dankie Johnny, is 'n plesier. Soos beloof gesels ons met Daan van FFG. Ons gaan kyk bietjie na wat die impak van die oorlog natuurlik op versekering is, maar ons het ook dan 'n paar ander goedjies soos ons nou nader aan strooptyd beweeg waarna ons moet uitkyk. So baie welkom Daan. Baie dankie Johnny en ek mag net sê jou nuwe opname fasiliteit lyk baie indrukwekkend, eerste keer wat ek nou hier is. Nee, ja Johnny, ongelukkig was baie vrae rondom die oorlog en is ek gedek met 'n konvensionele versekering en die antwoord is ongelukkig nee. Die meeste versekeringspolisse in elk geval versekeraars in Suid-Afrika sluit enige skade
of gevolglike skade as gevolg van oorlog uit. So ons is nie gedek daarteen nie. Wat natuurlik ook nou beteken, weet ek dink net altyd goed, hier val nou nie 'n bom hier langs my huis is plat of my plaas, die store, infrastruktuur is beskadig nie, maar daar's vrae rondom soos nou as die kunsmis stadig inkom, as die dieselprys astronomies verhoog as gevolg van die oorlog wat heidaglik daar in die Midde-Ooste plaasvind, hoe kan ek my daarteen verskans? Maar ongelukkig uit 'n konvensionele versekering oogpunt kan jy jou nie daarteen verskans nie, want dit is nie versekerbaar nie. Wat betref SASRIA dekking, soos ons almal weet, daar is 'n fasiliteit beskikbaar in Suid-Afrika, SASRIA, wat jou teen politieke oproer, opstande, grootskaalse stakings ensovoort dek. Terreur en daai goed, nee. Ja, dit sluit ook terrorisme in. Weet, so dit dek ons wel teen dade van terreur, waar jy dan by SASRIA sou kan gaan eis as jy die dekking het. So ek dink is maar altyd belangrik, die tariefstruktuur is gewoonlik baie laag. Weet dat hy jou tog SASRIA uitneem op jou polis, dis 'n byvoeging op jou bestaande polis. As jy sê ja, jy wil dit hê, die premie word saam met jou versekeringspremie verhaal en as daar dan so voorval plaasvind, dan kan 'n mens by SASRIA gaan eis, soos die grootskaalse plundering wat 'n paar jaar terug plaasgevind het, as gevolg van, ons kan seker maar sê, politieke oproer wat ontstaan het. Daardie aksies, as jy wel SASRIA dekking gehad het, was verseker onder jou SASRIA kupon of SASRIA polis. Dit laat my nou dink aan, kom ons sê van ons skaapboere of skaapprodusente wat nou uitvoere na die Midde-Ooste toe, wat gestop is eintlik dan nou. So jy sê hierdie is dan nou half deel van dit, dis 'n nagevolg eintlik dan nou van dit. Omdat die onderliggende risiko nie gedek kan word nie, omdat oorlog nie gedek word nie, gaan 'n mens nou natuurlik nie besigheidsonderbreking of skade as gevolg van besigheidsonderbreking dekking kan kry nie. So nee, ongelukkig nie. Dan, ons beweeg nou nader aan strooptyd. Is belangrik, hier gaan nou weer groot implemente op die paaie begin kom. Ek weet, soos ons nader aan Nampo altyd beweeg, moet jy nou mooi uitkyk vir die groot trekkers en stroopers op die paaie. Waarna moet ons produsente uitkyk? Ek dink, Johnny, ons het dit nou voorheen redelik in detail bespreek, maar net baie belangrik weer, as ou die groot implemente begin rondskuif, maak seker voldoen aan die basiese padverkeersowerheid regulasies. Weet soos byvoorbeeld om 'n stroper te skuif, soos ons voorheen genoem het, moet jy eintlik aan die vereistes van 'n abnormale vrag voldoen, so daar moet 'n permit wees, daar moet 'n voertuig voor en agter wees wat waarsku hier's 'n swaar item aan die beweeg. Die voorheen het ons gesê daar word 'n bietjie grasie gegee, maar dit is soos vir 'n kilometer van uit my plaashek tot by die volgende hek in, en baie keer skuif die produsente dit nou veel verder, want ek bedoel hulle grond is groot, so hulle moet baie keer 20-30 kilometer weet van die een punt na die ander punt. So ek maak belangrik uit 'n versekering hoe kyk voldoen aan die regulasies, anders kan dit 'n probleem wees as ons by 'n eissituasie kom. Maak seker jou drywers wat op die openbare pad van hierdie, veral die trekkers ensovoorts gebruik, het die regte lisensiering. Maak seker jou voertuig is gelisensieer as dit 'n vereiste is dat daai tipe voertuig gelisensieer moet word. So ek dink ons hou maar net by die resep wat hou altyd doen, hou by die reëls, dan behoort daar nie probleme te wees wanneer hy nou wel, as daar wel 'n voorval plaasvind nie. Ek dink ook net weer eens belangrik weet tydens strooptyd, maar ek sien dit gereeld op die plase, die ouens doen dit, weet maak die stroper gereeld skoon terwyl die stroop, ons weet mos nou maar daar boustof op, daar bou brandbare materiaal op, so tree voorkomend op. Buiten die finansiële verlies, dink ek is dit tog vir almal belangrik, wil nie 'n belangrike item wat hulle nodig het om te stroop verloor tydens strooptyd nie. Ja. Want as jou stroper brand, gaan jy nie môre 'n nuwe stroper noodwendig op die plaas kan hê nie. Dieselfde met die groot trekkers, stapkarre ensovoorts. So tree voorkomend op, maak seker ons hou by die reëls en ons hou ook by die goeie huishouding van maak die items skoon wat skoon gemaak moet word. Dan ons redelik reën ook nou gekry, weiding of grasse wat redelik hoog is. Ons beweeg nou in die wintermaande in. Dit is nou nog groen buite. Meeste areas, ons weet daar is droë kolle, maar ja, waantoe moet die ouens nou verbrand ook, en brand kan moontlik in hierdie jare 'n groot probleem raak. Ja, ek dink daar gaan ongelukkig altyd na 'n goeie reenseisoen is daar maar nou baie meer brandbare materiaal daar buite. Ek dink wat weer eens belangrik is, behoort aan die plaaslike brandvereniging. Ons het ook al gesê, weet dit as in die geval van 'n eis of 'n brand, skuif dit die onus van bewyslas weg van jou as boer af na wie toe ook al teen jou eis, so wie beweer moet bewys.
Weet so, dis vir my 'n belangrike komponent veral in terme van regskoste ensovoorts. En dan ook volg die reëls van die plaaslike brandvereniging en natuurlik die nasionale wetgewing rondom dit. Maar as daar voorbrande gemaak moet word, weet doen dit betyds as dit 3 meter of 5 meter wyd moet wees, moenie net 1 meter gaan doen nie. Ja. Weet so doen die basiese goed reg en dit verlaag jou risiko sou daar deur nalatigheid 'n brand op. Onthou dit gaan altyd oor nalatigheid. As daar deur nalatigheid 'n brand op jou grond ontstaan en deurbrand na die bure toe, dat jy ten minste alles aan jou kant gedoen het wat nodig was. Dat daar nie 'n eis teen jou ontstaan nie of as daar een ontstaan dat 'n ou dit dan sal kan hanteer. Dan ek weet baie boere voel dit is soos terreuraanvalle of hulle kan selfs hierdie dekking uit dit uitkry met die vacuum closure wat nou uitgebreek het en hierdie onsekerheid wat rondom dit nou as jy nou skade rondom dit het. Jy het genoem dit is nie gedek nie. Nee, vacuum closure ongelukkig Johnny nie gedek nie. Weet so ja, dit is vir die produsent se rekening. Ek weet met die verklaring van noodtoestand en die staat wat befondsing bewillig ensovoorts. Weet dis maar ongelukkig die enigste plek waar hy uiteindelik vergoeding sal by kan ontvang as dit werk. Maar uit 'n versekering oogpunt uit is dit nie huidigelik gedek nie en kan ook nie gedek word nie. Ek weet ons het nou skade op die plaas gehad met 'n koei en kalf wat doodgeslaan is deur die weerlig. So dit is dan iets wat wel nee, dit is verliese gedek word. Dit is algemeen beskikbaar. Al die versekeraars weet wat vee verseker bied daai dekking. Weet so jy kan jou vee verseker teen brand en weerlig. Met ander woorde veldbrand en na brand van die vee dood. Hy kon nie betyds skuif nie of dan nou die weerlig slaan diere dood. So baie produsente weet verseker selfs hulle kommersiële vee want omdat onder die brandafdeling van die polis val wat 'n baie lae tariefstruktuur het, is dit bekostigbare versekering. Weet so nee, dit is definitief beskikbaar. Baie dankie Dan, soos gewoonlik baie insiggewend en lekker om te gesels saam met jou en ek welkom of ek bly jy kon uiteindelik weer in die nuwe studio van ons sit. Maar baie dankie vir jou tyd en jou insig vandag ook. En as jy 'n bietjie meer wil weet van hierdie onsekerheid wat nou veral in die mark is, maak asseblief seker om vir Dan te kontak en sy span by FFG. Hulle kan jou verseker help. Ek weet hulle help my op 'n daaglikse basis en baie met my onsekerheid en my vrae wat ek het. So baie dankie vir jou dag. Okay, Johnny. Hierdie ekonomiese oorsig word met trots aan jou gebring deur FFG. Sien weer volgende week.